Broers en susters, die gedeelte by die prediking vanoggend is die hele gedeelte wat ons saam gelees het. Maar ons wil veral kyk na vers 5. Net daar die woorde. Daar staan, kyk, ek maak alles nuut. God wat sê, kyk, ek maak alles nuut. Geliefdes, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar 2026. En dan weet ons dat hierdie nuwe jaar nie noodwendig vir almal mooier gaan wees as die ou jaar. Ons besef dit omdat ons weet dat ons in 'n stikkende wêreld woon. Dat ons in 'n stikkende land bly. Ons bevind ons tans in Suid-Afrika waar ons byvoorbeeld weer perspektief nodig het. Die Suid-Afrikaners oor die hele spektrum het byvoorbeeld gesê dat ons moet nou weer ernstig praat oor die land. Want nou meer as 30 jaar van demokrasie en soveel verbreekte beloftes is dit duidelik dat daar iets groots kom. Soveel onafgehandelde sake soos onderwys, gesondheid, eiendomsreg en grondbesit, ekonomiese groei en ontwikkeling, armoede, misdaad, korrupsie en diefstal, dwelmmisbruik en alkoholmisbruik, die stikkende menseverhoudinge. Ons hoor mense sê, alles rondom ons is besig om te verander. Dit wat normaal was, het abnormaal geword. En party hoor ons vra, is dit dan nou die nuwe normaal? En tye soos hierdie geliefdes, het ons nodig om weer vas te hou aan God se plan vir hierdie wêreld. Dit is nodig om te sien waarmee God besig is. In Openbaring 21 vers 5, byna hier aan die einde van die Bybel, hoor ons, kyk, ek maak alles nuut. God wat sê, ek maak alles nuut. Nou die laaste 2 hoofstukke van Openbaring en die Bybel gee vir ons 'n kykie op Ethiopië. Soos die aarde was daar reg aan die begin. Dit wat ons lees in Genesis 1 en Genesis 2. Maar dan moet ons onmiddellik erken dat alle menslike pogings om 'n perfekte nuwe wêreldorde te skep het dwars deur die geskiedenis gefaal en sal altyd weer faal. Die mensgemaakte pogings wat ons vandag dwars deur die wêreld ervaar, bring eerder meer gevaar en verwydering en sorg net vir meer onstabiliteit in ons wêreld. Ja, broers en susters, ons moet daarna streef om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. En tog, ons kan die hemel op aarde in ons eie krag skep nie. Ons het dit eenvoudig nie. En om dit te besef, bring nederigheid en beperkings tot ons pogings. Uiteindelik help die erkenning van ons beperkings om die wêreld waarin ons leef 'n beter plek te maak, hier en nou. Maar ons teks van vanmôre leer ons, God wat sê, ek maak alles nuut. En dit is wat die Here doen met elkeen wat in die geloof na hom kom. Dit maak nie saak hoe oud of hoe gebroken ons is nie. Eensaam en moedeloos, verstote en sonder hoop. God wag met oop arms
om ons op te tel en vir ons lief te maak. Johannes sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Nou, te midde van die swaar kry en die vervolging, sien hy wat God beloof en hoe God alles verander. Ou dinge is verby. Trane word afgedroog. Dors na God word geles. Ja, hy sien God. En dit gee vir hom hoop en inspireer vir hom om God met oorgawe te dien. Openbaring praat van dinge wat nuut word. En in Gesang 141, wat ons later gaan sing, dan sing ons, ek sien 'n nuwe hemel kom. 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skyn verdwyn. God self kom by ons bly. En dan lyk dit vir ons, broers en susters, daar is niks niets nie. Dit lyk asof alles te vergeefs is en 'n gejaagde wind. Want weet jy, net God kan waarlik nuut maak en nuut skep. Nou, waarom dan hierdie verskil? Wat verhinder vir ons om hierdie nuwe wêreld te leef? Dit wat God sê, ek maak alles nuut. Ons kan hierdie vraag beantwoord met slegs een woord, dit is die sonde. Die sonde is daardie geneigtheid tot die kwaad wat in elkeen van ons woon. Daardie rebellie en opstand teen God wat begin het in die paradys en dwars deur die geskiedenis voortgeduur het en steeds voortduur. En omdat die sonde in ons woon, daarom beleef ons hierdie vreugde en blydskap nie ten volle nie. Die verskil lê dus hierin, dat hierdie nuwe aarde so heerlik sal wees, omdat hierdie nuwe aarde nie gekoppel is aan die sonde nie. Ja, sonde sal daar nie meer wees nie. God self sal in sy heerlikheid onder ons woon en regeer. En as die sonde nie meer daar is nie, dan is dit en dan word dit alles nie. Dan word hierdie wêreld mooi en nuut, soos 'n bruid op haar troudag die mooiste is, sê Openbaring. So mooi en skoon sal hierdie aarde wees. Die dood wat soveel smart en pyn bring, sal daar nie meer wees nie. Die kwaad, die sonde, sal ons nie meer langer van God kan skei nie. En broers en susters, kan u sien wat 'n geweldige gevolg die sonde op ons as mense het. Daar waar sonde woon, is daar niks niets nie. En omdat die sonde so invloed op die mens het, omdat die sonde die mens van God af weglei, en omdat die mens vir ewig in hierdie smart en doelloos vanuit hierdie lewe vasgevang sou wees, daarom het God self ingegryp. En God het oorwin. Want God wil nie hê dat ons vir ewig in hierdie smart moes lewe nie. En sy groot liefde het hy vir ons teruggebring tot die doel waartoe hy vir ons geskaap het, naamlik om vir ewig met hom te wees. Ja, broers en susters, sy liefde het oorwin. En nou kan ons vra, hoe het sy liefde dan nog gestalte verkry? God het sy seun gestuur om ons mense te kon verlos van hierdie sinneloosheid en doelloosheid en om vir ons weer met God te herenig. Ja, Jesus Christus moes kom om hierdie bose magte te bind en om die bose magte te oorwin. En dit het Jesus ten volle gedoen. Hy het ons
van die mag van die bose. Want daar aan die kruis van Golgotha het hy homself laat vasspijker om juist hierdie bose te oorwin. En dit het Jesus werklik gedoen. Want is hierdie Jesus wat gesterf het, nie dieselfde Jesus wat uit die dood het opgestaan nie. Kyk maar weer na die spijkermerke in sy hande en die wonde in sy sy. Ja, Jesus het die sonde oorwin. En omdat Jesus dit gedoen het, kan dit vir 'n gelowige wat glo in Jesus Christus nie wees dat niks nuuts is nie. Want in Christus Jesus, vir elke gelowige, word alles nuut en vry. Wat meer is as God sê, ek maak alles nuut, dan moet ons leef op die geweldige liefde van God. Ja, God self maak alles nuut. Dit is God se liefde wat ons nie alleen wil laat nie. Hy wil vir ons by hom hê. En daarom maak hy vir ons nuut in Christus Jesus. Omdat alles vir ons deur Christus nuut word, daarom kry ons lewens nou sin en betekenis. Sonder Jesus is ons lewe sinloos. Met hom is ons lewe sinvol. En daarom is hy die begin en die einde van ons lewe. Die Alfa en die Omega. Die einde van ons lewe is dus nie die dood nie. Want Jesus is die begin en die einde van ons lewens. Sonder Jesus is daar geen lewe nie. En dit is juist die boodskap van ons teksvers, dat daar lewe is, 'n nuwe lewe in Jesus Christus. En daarvan neem ons weliswaar nie in hierdie lewe waar nie, maar na hierdie lewe wag daar 'n volmaakte lewe vir elke gelowige. En dan, broers en susters, kom ons keer terug na God toe. Want dan verander hy hierdie doellose lewe van ons in 'n sinvolle lewe. Dan word ons lewens nuut. Dan lewe ek nie meer as 'n sinlose mens nie, maar dan lewe ek as 'n begenadigde mens heen na daardie dag, wanneer ek ewig met hom sal wees. En dan maak die lewe nie alles sinloos nie, maar sinvol. En dan is die dood die poort na die ewige vrede. En as gelowiges, as ons dit glo, dan sal ons dit alles ervaar. En dan moet hierdie jaar wat voorlê, nie maar net nog 'n jaar. Dan sit ons weer, as ek vir ons spaar, aan die einde van die jaar, waar ons weer wag, vir nog 'n nuwe jaar. Maar dan word dit 'n jaar, 'n nuwe jaar, waar die begin kan wees van 'n sinvolle lewe. Maar nou ook die vermaning, broers en susters, as ons nie glo in hierdie Jesus nie, en as ons nie vandag hierdie uitnodiging aanneem nie, dan kan dit vir ons te laat word, vir ewig te laat. En dan wag daar vir ons die helse vuur en die helse smaak. Hoor dan weer, broers en susters, keer tot hom, ons steeds weer sê, kyk, ek maak alles nuut. Mag u hierdie nuwe lewe ontdek in Christus Jesus. Kom ons bid saam. Heer, ons Vader, hierdie is vir ons groot dinge om te verstaan en wat lank vat om in ons harte en in ons stoppe in te sink. Vader, ons is so geneig om te leef vir hierdie wêreld, asof dit die finale bestemming is vir ons lewens. Wil jy asseblief 'n skuif kom maak in ons harte en ons gedagtes, dat hierdie lewe die ruimte is waarin ons U moet dien en verheerlik, maar die lewe wat U bring
die ewige lewe, dit vir ons die allerbeste is. Heer, wil U vir ons om te lewe vir U en om elke dag afstand te doen van ons sondes. Ons bid vanoggend vir mense wat hier in ons midde wat swaar kry, wat bekommerd en siek is. Ons bid vir hulle wat hulle geliefdes in die dood afstaan. Ons bid vir ons kinders, al die onsekerheid in hierdie mooi land van ons. Heer, wees ook met ons land en help ons om in harmonie met U en met ons medemens te lewe. Dankie dat U ons lewe van dag tot dag nuut maak. Met U genade en met U liefde en help ons om met hoop vorentoe te kyk en ons harte op U beloftes te vestig. Vergewe ons sondes in Jesus se naam. Amen.